Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel se Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou graag help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Dit is vir my so lekker om jou vanaand weer eens te groet hier op Radio Kansel se Hartklank. Wat 'n wonderlike platform waar ons geestelik gevoed word, waar ons geesmens gevoed word. En voor ek vanaand verder aangaan, wil ek tog vir jou herinner en vir jou sê dat wat jy vanaand gaan hoor en dit wat ons in die verlede oor gepraat het, is op potgoeie beskikbaar. Dit is vir jou beskikbaar om weer te gaan luister of dalk met iemand anders te deel. So ek moedig jou ook aan om dit as 'n potgooi weer te luister of te kan deel met iemand anders. En dit is beskikbaar op Fanie Meiburg by YouTube. So jy kan ingaan op YouTube, tik in Fanie Meiburg en dan kry jy al hierdie kort en kragtig boodskappe wat ons al reeds gedeel het die afgelope tyd op Maandag, en dan natuurlik sal jy sien daar is ander programme waarna jy ook kan luister, baie insiggewende gedagtes wat daar ook gedeel word. Vanaand wil ek 'n bietjie met jou gesels oor die begrip van vernuwe. Want dit is 'n gegewe in die lewe. Die mens het 'n drywing om te wil verander en te vernuwe. Hoekom? Die mens wil anders lyk as wat hy lyk. Die mens wil sy geestestoestand verbeter. Hy wil sy liggaam verander en die mens wil sy breinkapasiteit vergroot. Ons wil meer kennis hê. Ons wil slimmer wees. Ons wil mooier wees. Ons wil dalk maarder wees. Ons wil dalk vinniger wees, ons wil ryker wees en ons wil dalk meer invloedryk word. Ons wil verander. En jy weet, ons sien dit op die advertensieborde, want die advertensieborde dra hulle self kranklik aan verskillende rome vir die mense lyf en vitamines en klere en verslankingsmiddels en inspuitings en haarkleure en naels en oefeninge en huise en karre, beter werksgeleenthede. Mens, dit is modegiere wat jou kan moeg maak, want die mens het 'n onuitputbare drywing na beter en meer om te wil vernuwe en aan te pas by die nuwe trends van die mens se aardse bestaan. En hierdie drywing is so intens dat die mens enige iets sal doen vir dit. Laas jaar was ons by 'n lesing en was daar aan ons uitgelig. Dit was vir my 'n baie insiggewende lesing gewees. Dit was eintlik 'n rigting waarin een van my dogters in wou gestudeer het, en toe het ons ingegaan by so 'n lesing, 'n inligtingssessie. En hoe interessant was dit om al hierdie statistieke en goeterse raak te lees. Hierdie sessie het gegaan daaroor en die lesing het gegaan daaroor dat wat is die geld wat mense spandeer aan hulle welstand? Nou ek gaan vir jou sommer net so 3 voorbeelde gee van die verskillende dinge waaraan mense geld spandeer. Heel eerste, die hoeveelheid geld wat die mens aan hulle geestestoestand gespandeer het in 2024. Hoor nou. Onthou, wat mense gespandeer het aan hulle geestestoestand in 2024, $181 biljoen. Maar hoor 'n bietjie hier, dit wat die mens gespandeer het aan dieete, is $1079 biljoen. Dis $1 triljoen wat die mensdom gespandeer het aan dieete, net om maarder te word, of beter te eet, gesonder te wees. En dan die volgende een is, hoor hoeveel geld het hulle gespandeer aan hulle fisiese welstand? $1089 biljoen, nog $1 triljoen aan die mens se fisiese welstand. Die mensdom is obsessief oor hulle voorkoms.
Hoekom sê ek dit? $181 biljoen aan hulle geestesgesondheid, maar aan hulle voorkoms, wat die ete en fisiese welstand aanbetref, triljoene dollars. Dis 'n bewys van die mens se ongesonde drywing na die aardse dinge en selfs menslike aanvaarding. Want hoekom doen ons baie keer hierdie goed? Meeste van die tyd is dit nie vir ons self nie, dit is vir wat mense gaan sê, vir aanvaarding. Dis so waarvan Johannes praat daar in 1 Johannes 2:16, hy sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, die trotsheid van die lewe. Dis nie uit die Vader uit nie, sê hy, maar dis uit die wêreld, en die wêreld gaan verby, en sy begeerlikhede, al hierdie goed gaan verby. Jy weet, die mens begeer om hom of haar vleesmens perfek in die spieël te sien. En die mens begeer om geprys te word deur die samelewing en van die gesprek te kan wegstap met 'n tikkie hoogmoed wat sê, ek het dit gemaak, ek is mooi, ek is fiks, ek is maar, ek is suksesvol, ek is slim, en ek lyk nie soos die en daai ene nie, en ek is slimmer as die en daai ene. En die mensdom doen dit alles aan 'n vleispaleis wat, soos Johannes sê, verby sal gaan, en dieselfde mensdom wat soveel tyd en aandag aan hulle uiterlike spandeer, laat na om God se wil te ken en te verstaan en te doen en om daarin te belê. Die enigste iets waarin die mens kan belê wat vir hom of haar ewigheidswaarde bevat, die hemel of die hel, is dit nie hartseer nie, nee. En die meeste van die bevoorregte mensdom, wat nie eintlik hoef bekommerd te wees oor die kos op hulle tafel nie, trap daagliks in hierdie vleesgedrewe stryk van ek wil vernuwe, ek wil verander, ek wil anders lyk. En ons weet die sleg van die ding is, nee, die besigheidswêreld en vriendekringe koop in hierdie siekstelsel wat die mens verwerp en afkeer op grond van hulle voorkoms. En jy weet, ek is pro om nie te stagneer nie. Ek glo, ons moet verbeter, ons moet aanpas, nuwe denke, nuwe metodes dalk. En hoe belangrik is dit nie om in ons denke en metodes te verander nie, wat ons besigheid en miskien ons boerderypraktyke en menseverhoudinge en ons huwelik en al die tipe dinge aanbetref nie, dis nodig. En ja, ons moet rentmeesters wees van ons liggame, maar die oorbeklemtoning van 'n ou se vleispaleis grens vir my meer aan afgoderry as ek so na die storie kyk. Nou, omdat ons in alle areas wil vernuwe, bring Paulus vir ons 'n bietjie perspektief uit die woord. So kom ons lees gou daar uit Titus hoofstuk 3 vers 3 tot 5, hoor wat sê hy. Onthou, ons wil vernuwe, nou gaan ek oor na die geestelike kant toe. Hy sê, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf van allerlei begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en in afguns gelewe, ons was haatlik, ons het mekaar gehaat. Hy sê, maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid, het God ons gered, het Jesus ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Jy sien, Paulus sê, daar moet vernuwing kom in jou lewe, maar die vernuwing moet kom deur die Gees. Dis 'n vernuwing aan die innerlike van die mens, en dit kom nie deur inspuitnaalde en dieete en oefeninge en pille nie, maar deur die Heilige Gees. Hy sê, kyk, jou redding kom nie net deur wedergeboorte nie, maar ook deur die vernuwing van die Heilige Gees. Hierdie vernuwing kom outomaties, en jy moet ten alle koste vermy om dit te stop. Jy moet vernuwe. Ons moet verstaan dat as ons ongered is en in die wêreld lewe, dan sê ons skrif vir ons, is ons onverstandig oor die lewe wat reg en verkeerd, goed en sleg is. Ons is van nature ongehoorsaam aan God, want ons ken nie God se wil nie. Ons lewe mos vir die wêreld, ons speel in die hande van die Satan deur die sonde. Ons is op 'n dwaalweg, weg van God en die waarheid en die ewige lewe en die wil van God. En ook sê hy, het ons verval om verslaaf te word aan baie dinge soos kos en drank, nikotien, seks en anderlike dinge, soos hy sê, begeerlikhede
en aan dinge wat ons sintuie na smag, dit wat ons sien en hoor en proe en ruik, dis musiek en weet wat in elk geval, jy kry mos nou die punt, en so kan ons mos nou die lys uitbrei, selfs is ons verslaaf aan die goedkeuring van mense opinies waaroor ek nou gepraat het. Hy sê, ons lewe in sonde was boos en het ons afgunstig gelewe. Met ander woorde, ons het niemand niks gegee nie. Die lewe het net om ons gedraai, wat ek wil hê en wat ek begeer. En dan sê ons was haatlik met mekaar. Die liefde van God, met ander woorde, was nie te bespeer iewers in ons lewe nie. Jy weet, in sonde is God nie ons lewe nie, is God nie ons vreugde nie, is God nie ons bestaan nie, is God nie ons krag nie, en is God ook nie ons motivering nie. En nou kom hier vir my 'n groot belangrike woordjie in die prentjie in hierdie skrif wat ons gelees het, en dis die woordjie maar. Die woordjie maar staan in kontras van dit wat nou net alles gesê was. Dis hoe sleg die mens in sonde is, maar wedergeboorte en die vernuwende werk van die Heilige Gees verander alles. Heilige Gees verander ons onverstandigheid en gee ons verstand om die waarheid te ken, soos wat 1 Johannes 5 vers 20 sê. Ons word gehoorsaam aan God, ons word gehoorsaam aan sy woord. Heilige Gees sit ons op die ware weg, Jesus Christus. Heilige Gees gee aan ons nuwe begeertes wat nie teenstrydig met God se wil is nie. Hy neem ons boosheid en slegte gesindheid weg en plaas liefde in ons hart vir hom en vir ons naaste. Ja, dis die vernuwingswerk van Heilige Gees in die sondaarshart met wedergeboorte. Want wat is wedergeboorte anders as die kom en die inwoon van Heilige Gees in ons lewe, in ons geesmens? En Heilige Gees kom woon in ons. Hoekom? Om ons te vernuwe van oud na nuut, van sleg na goed. Jy weet, ek wonder maar net so onwillekeurig. Ek wonder maar net. Raak ons ook so geïrriteerd en voel ons so onvervuld met ons sondige toestand en natuur, soos wat ons met ons slegte gewoontes of oorgewig of krom neus of bakbene is? Of is dit vir ons aanvaarbaar om te vernuwe aan ons uiterlike en ons geesmens heeltemal af te skeep? Ek het al baie gewonder, hoe sou ons lyk? Ek praat van myself. Hoe sou ek lyk? Hoe sou jy lyk as ons 'n geesspieël in ons kamers gehad het? As jy in hom sou kon kyk en jy kon sien hoe maar of hoe oorgewig of hoe onversorg of hoe skeef of hoe sieklik of hoe gesond of hoe versorgd of hoe fiks ons geesmens is. Dink net as ons so 'n spieël gehad het. Dit sou nice gewees het, want dan sou ons kon geweet het hoe lyk ons aan ons binnekant. Maar ons het tog God se woord. En ons kan onsself daarin spieël. Want as ons daarin lees, dan spieël dit tog die onsigbare realiteit van ons geesmens. Volgens die brief aan Titus moet ons verander en sal ons verander na mate Heilige Gees in ons is en in ons werk. Daar is mos 'n gesegde wat sê, jy kan nie 'n ou hond nuwe triks leer nie. Maar ons is die honde nie. Ons is die kroon van God se skepping en Heilige Gees is in ons om sy kosbare veranderingswerk in ons lewens te doen. En wat Heilige Gees doen, is nie triks nie. Is nie triks wat ons vir honde leer nie. Dis 'n lewe vir die Here. Nou kyk, daar is 4 basiese dinge wat Heilige Gees in ons vernuwe. En aan hierdie 4 gedagtes kan jy nou baie dinge aanlas en so aan, en jy kan baie dinge daaraan koppel. Maar Heilige Gees verander basies 4 dinge in ons. Heilige Gees verander ons bron van krag, ons gaan nou daarna kyk so vinnig. Hy verander ons denke, Heilige Gees verander ons handels en ons lewenswyses, en natuurlik verander Heilige Gees ons spraak. Jy weet, want hierdie goed moet verander. Want so sal ons die Here kan dien met ons hele hart, siel, krag en verstand, maar as ons bron van krag en ons denke, ons handels en lewenswyses en ons spraak steeds in die wêreld is, hoe gaan ons die Here kan dien?
So kom ons kyk gou vlugtig na elkeen. Die Heilige Gees verander ons bron van krag van die wêreld na God. Jy sien, die sondaar se bron van krag lê in eie vermoëns, natuurlike krag. Dit wat ons in ons insit en ons mee oefen. Selfs ander se opinies en geleerdheid. Dit is ons bron van krag. Maar Jesaja 40 vers 30, hy sê die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Hier is nuwe krag, die krag van God. Jou aardse vermoëns, luister mooi, gee vir jou aardse resultate. Maar goddelike krag gee hemelse resultate. God se krag word uitgebeeld in die vlieg van die arend om te sweef en hoogtes te bereik en nuwe perspektief te kry. Jy sien mos dit is wat gebeur met die arend, hy styg op, hy gaan al hoe hoër, ewe skielik word dit wat vir hom groot is, word klein, hy kry perspektief, want jy kyk van bo na onder toe. God se krag word ook uitgebeeld, sê Jesaja, in die stamina van die atleet om te hardloop, toegewyd en met passie en uithou vermoë die wedloop te hardloop vir die prys wat vir ons voorlê. En ook beeld Jesaja dit uit en hy sê, ons krag lê daarin om te wandel in die gees. Met ander woorde, om jou voet neer te sit en nuwe plekke en areas te betree, om te bevorder en nie te stagneer nie. Tweede gedagte, die Heilige Gees vernuwer ons denke. Romeine 12 vers 2, jy ken ons wat sê Romeine 12 2, sê word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie. Hy sê maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoekom? Sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Kind van die Here, die enigste manier om God se wil te ken en daarin te lewe, is as ons denke vernuwe is van die ou sondige denkpatrone oor krag en genot en aanvaarding, en dit is wat Heilige Gees doen in ons harte. As jou begeerte is om God se wil na te streef, moet jou denke vernuwe word. Filippense 4 vers 8 sê, hoe moet ons dink? Hy sê ons moet dink alles wat waar is, waarheid bedink, nee. Alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is en alles wat loflik is. Dit is 'n denke verandering. Die derde ding wat moet verander is, en dis wat Heilige Gees doen is, Heilige Gees verander ons handel en ons wandel. Jep, jy het reg gehoor. Dit is nie net ons bron van krag nie, dit is nie net ons denke nie, maar ons lewenswandel en ons handel moet verander. Heilige Gees in ons laat ons loop op nuwe paaie en laat ons dinge anders doen. Die wedergebore kind van God se lewe het verander. So moet sy handel en sy wandel ook verander. Dit is 'n gegewe. Wedergeboorte spreek nie van dubbelsinnigheid nie. Daarom sê Paulus, hy sê ons lieg nie meer vir mekaar nie, ons steel nie meer nie, ons hoereer nie meer nie, ons lewe nie meer twee lewens nie. Ons is vol liefde, ons is vol vrede, ons soek nie ons eie gewin nie, ons bid en ons soek die wil van die Here, ons lees God se woord. God se wil is vir ons prioriteit. Ons fokus het geskuif van die wêreld na God toe. Die vierde gedagte wat die Heilige Gees doen in ons lewe, die Heilige Gees verander ons spraak. Jy weet, ons tong is kragtig. Hoor wat sê Spreuke 16 vers 24, hy sê vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek, dubbelpunt, soet vir die siel en 'n genesing vir die gebeente. Dis wat vriendelike woorde doen, dis die krag van spraak. Vriendelike woorde beteken iets vir jou siel. Dit doen selfs iets aan jou gebeente, sê Salomo. Selfs sê hy, dit keer die grimmigheid af. Dit doen iets aan ander se gemoed. Daarom moet Heilige Gees asseblief tog ons spraak vernuwe, sodat ons siele, ons gebeentes en ons gemoedstoestande kan aanraak en verkoop. Jy weet Kolossense 4 vers 6 sê, hy sê laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel wees, sodat julle kan weet hoe julle ieder een moet antwoord. Jy weet, in my vraag is baie keer, verheerlik ons gesprekke God, of is dit vuil?
en skinderagtig en leuns. Woorde wat met sout besprinkel is skoon, dit is goed en dit is rein. En Heilige Gees vernuwe ons spraak sodat ons God kan verheerlik en mense kan opbou deur liefde en vermaning. Die volgende versie is Kolossense 3 vers 16. Hy sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. En wat doen ons met daardie woord van Christus wat in ons woon? Daarmee leer en vermaan ons mekaar, en daarmee sing ons psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing ons in ons hart met dankbaarheid teenoor die Here. As God se woord in ons woon, kom stap wysheid, vrye hand saam in. En sê Paulus, psalm, lofsange, geestelike liedere is ook spraak. Dis 'n manier hoe ons tot God kommunikeer. Hy sit 'n lied in ons hart vir die Here. Ons spraak verander deur die Heilige Gees. Jy weet, vanaand wil ek net sê, aan die einde van dit waaroor ons gepraat het, mag ons gebed net een ding wees vanaand. Verander my, Here. Vernuwe my deur U Gees. Wees U my krag, wees U my begeerte, wees U my bron van vreugde. Here, wees my alles. Here, neem my lewe en laat my lewe U tot eer wees. Amen. Blessings, seën van die Here vir hierdie week wat voorlê, totdat ons die begin van volgende week, maandag aand, selfde tyd, selfde plek, weer rondom God se woord sit. Vrede.